Ek wil vra dat jy saam met my jou Bybel sal oopmaak by Lukas hoofstuk 1. Lukas hoofstuk 1. En ek wil lees daar vanaf vers 41. Die tema van my boodskap vanmôre is Jesus in ons, dit maak die verskil. Jesus in ons, dit maak die verskil. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. En dit het met 'n groot stem geroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou skoot. En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom? Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is vervul. Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, en ek kan die hele verhaal, die hele Lukas gaan lees, by 8:1 gaan lees, sien ons dat Maria, wat swanger was met Jesus, na 'n familielid van haar gegaan het, met die naam van Elisabeth. En dan beskryf Lukas iets merkwaardig in sy evangelie. Elisabeth, weet ons, was ook swanger met 'n seun, nadat sy vir baie jare nie swanger kon raak nie. En ons weet dat hierdie seun was Johannes die Doper, wat die voorloper van Jesus was. Dieselfde Johannes wat uitgeroep het, daar is die lam van God. Hy moet meer word en ek minder. En toe Maria in die huis van Elisabeth kom en haar groet, spring daar die kindjie in Elisabeth se skoot, sprei op, en die Bybel sê, en Elisabeth is met die Heilige Gees vervul. En wat my opgeval het, was Jesus in Maria het 'n effek gehad op haar niggie. En ek het onmiddellik gewonder, wat se verskil maak Jesus in my en jou lewe aan mense om ons? As Jesus in my en jou lewe is, of as Jesus in my en jou lewe is, watter effek het ek en jy op mense se lewe? Of dink ek en jy net dat ons Jesus in ons het, maar dit het geen invloed op ons lewens en op die om ons nie? En so dikwels wonder ek of ons nie onder die waan lewe dat Jesus kleinkinders het nie. Wat bedoel ek? Omdat my ma en pa kerk toe gegaan het, en ook gereeld het ek saam gegaan, en ek het in 'n Christelike atmosfeer groot geword het ek nou Jesus outomaties in my lewe? Nee, Jesus het net ware kinders, ware seuns en dogters van die lewende God
Hulle wie hom aangeneem het, wie se lewe verander is in sy teenwoordigheid. Ons kan nie sê ons het Jesus in ons, maar ons leef soos altyd. Ons het nog dieselfde vriende en ons doen nog dieselfde dinge, maar ons verklaar ons het Jesus in ons. Dit gaan oor wie leef in my. Ek en jy moet besef dat dit die kardinale vraag is. Ek en jy kan net vol van die Gees van God wees of vol van die wêreld wat die gees van Satan is. Ek luister so rukkie terug na een van die ou predikers van jare terug, R.W. Schambach, wat vertel hoe hy besig was met herlewingsdienste. En hy vertel dat hy nooit die gebou verlaat het, totdat hy vir elke mens wat vir gebed gekom het, die hande opgelê het en gebid het nie. Hy sê, dan in die aande, na die diens, het hy uitgeput in sy hotelkamer gekom en sommer net so op die bed gaan lê. Die tweede aand, sê hy, was hy nog moer as die eerste aand. En die derde aand, sê het hy met sy klere al op die bed aan die slaap geraak. En hy vertel dat daardie nag so om en by 2 uur se kant skrik hy wakker met 'n helder lig in sy kamer. En uit daardie lig kom daar 'n duidelike stem wat met hom praat en vir hom sê, jy spandeer te veel tyd aan mense en te min tyd aan my. En dit het my geruk, want hoeveel tyd spandeer ek en jy nie elke dag aan dinge soos ons selfoon, soos aan mense, soos my werk, soos my besigheid, enigiets, in plaas daarvan, dat ons tyd maak vir die lewende God, vir Jesus, wat in ons woon. Jy sien, as ons geweet het, wie in ons leef, sou ons meer tyd met hom gespandeer het. Ons dink, dis ons wat so goed is, terwyl ek en jy maar net moet besef, dis alleen Jesus en Jesus wat in my leef. Jy sien, Jesus in ons moet 'n verskil maak aan ander. Wanneer Jesus in my leef, moet dit 'n effek hê op die mense om my. Mense moet aangeraak word, mense moet genees word, mense moet die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, in my ervaar. Jare terug, kan ek onthou het ons 'n selgroep in ons huis gehad. En nadat ons uit die woord met mekaar gepraat het en lekker diep dinge gesels het, het ons vir die mense gebid wat gebed verlang het. En ek het nie op daardie stadium besef nie, maar vertel vir die wat die persoon self vir my na die tyd vertel het. Het was 'n jong man en hy het by homself gesê, hy sê hierdie dat die Here mense aanraak en hulle omval in die Heilige Gees is maar net 'n vertoning, dit is die prediker of die pastoor of die ou wat voorgaan wat vir hom bid en dan stamp hy hom eenvoudig net om dat hy val. En soos ek gesê het, ek het nie daarvan geweet nie en toe dit sy beurt was dat ons vir hom moet bid, sê hy, het hy gaan staan met sy een been so voor die ander en gesê, daar's nie 'n manier dat ek vandag omgestamp gaan word nie. Ek is onbewus daarvan en ek staan so 2 tree van hom al weg. En ek steek my hand na hom uit en sonder om aan hom te raak, bid ek dat die Here met hierdie jong man 'n ontmoeting sal hê. En die volgende oomblik lê hy op die grond. Hierdie jong man staan verdwaas op en hy begin getuig en hy vertel hoe die Here hom aangeraak het.
Jy sien, Jesus in ons. Daardie Gees van God in my en jou moet 'n verskil aan mense kan maak. Het gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor Jesus. En hy kan enige een van ons gebruik as ons hom net toelaat dat hy deur ons werk. Ek en jy moet net 'n oop kanaal wees en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Dit hoef nie my hand te wees nie, dit kan jou hand ook wees. Maar dan moet hy in jou bly en die Gees van God moet deur jou werk. As Jesus in my bly, dan word my woorde draers van lewe. Is dit wat ek en jy spreek, wat uit ons mond kom, is dit lewe of is dit dood? Toe Maria vir Elisabeth groet, toe spring die kindjie in haar op en sy word vervul met die Heilige Gees. As Jesus in my is, dan is daar krag wat deur my vloei en daardie Heilige Gees krag, dit kan mense se lewe verander. Dit kan lewe spreek in omstandighede wat dood en verlore lyk. Sê die woord nie juis in Spreuke 18 vers 21 dat dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Kan ek spreek dit wat ek nie het nie? Nee, ons kan net spreek dit waarvan ons vol is. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy vol van die Heilige Gees sal wees en spreek dit wat in ons is. Ek onthou, jare terug, gaan ek en Didi in ons wone Catch the Fire konferensie by. Een van die ander vra hulle almal wat gebed wil hê, moet uitkom dat daar gebed kan word. En ek en Didi het ook uitgegaan en ek onthou so spesifiek, toe daar vir my gebid word daardie aand, die ervaring wat ek gehad het, was soos om my 2 vingers in 'n muurprop in te druk en die elektrisiteit wat so deur ou vloei. Dis daardie ervaring wat ek gehad het. En dis wat die Heilige Gees van my en jou verlang, dat sy krag, daardie dunamis krag waarvan Handelinge praat, dat dit deur my en jou sal vloei, sodat my woorde draers van lewe kan wees. Dis toch wat hy ons beloof het. Dis toch wat Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Jy sien, as ek en jy die ewige lewe in ons het ons die gewer van die ewige lewe in ons, kan ons woorde nie anders wees as draers van lewe nie. Maar jy sê miskien vandag, maar Here, hoe? Hoor hierdie belofte van die Here in Johannes 14:14, as jy iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die Here sê hy sal dit doen. Wat 'n meer sekerheid wil ek en jy hê as daardie wete dat lewe, God se lewe, die lewe van die Heilige Gees kan uit my mond gaan en lewe in mense se lewens bring. Wanneer laas het jy lewe gespreek in iemand anders se lewe? Wanneer laas het die Gees van God wat hier in jou lewe 'n verskil aan ander mense gemaak? Wat gebeur in mense se harte as ons praat? Roer dit mense se harte. Roer jou woorde mense se harte. Kan ek jou eerlik vra, wanneer laas het jy jou getuienis gedeel met iemand anders? Wanneer laas het ons so 'n diep gesprek met die Here en met iemand anders gehad, dat jou woorde mense se harte geroer het? Ons lees in Handelinge 2,
na die uitstorting van die Heilige Gees, hoe Petrus opgestaan het, en hy het 'n aangrypende boodskap gebring. En sy woorde was kras gewees, en sy woorde was reguit, en hy verklaar, dit is julle wat hom omgebring het. Met ander woorde, dit is julle wat geskree het, kruisig hom. So dikwels wil ek en jy diplomaties korrek wees. Ons wil so baie kere sonde in watter kom toedraai. Ons wil so dikwels verskonings uitdink om sonde nie so kras te laat klink nie. Tog het Petrus nie geskroom om die waarheid te vertel nie. As die mense word kwaad as hulle gekonfronteer word met die waarheid, maar weet jy, dis die waarheid wat vry maak. As jy wil hê dat die Heilige Gees jou gebruik om mense se harte te roer, is dit belangrik om te hoor wat hy sê en dan mense daarmee te konfronteer. Nie wat jy dink nie. Hoeveel keer wil mense nie hê dat ons vir hulle moet bid nie, hulle is nie bereid om te verander en te luister nie, of hulle vererg hulle wanneer hulle die waarheid hoor. Mense sal na jou toe kom en sê, hoorie, sal jy nie vir my bid nie? So sê, ja, ek sê vir jou bid, stop met jou sonde. Dan word hulle kwaad. Het die Here Jesus nie self verklaar in Matteus 15 vers 7, geveinsdes tereg het Jesaja oor julle gekonfronteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Petrus se woorde het egter hierdie mense so geroer, dat hulle uitgeroep het, wat moet ons doen? Handelinge 2 vers 37, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En wat was Petrus se antwoord? Hy het gesê, bekeer julle en laat julle doop. Bekeer julle en laat julle doop. Sy woorde het hulle so geroer, dat 3000 siele die Here aangeneem het. Dis alleen as Jesus in ons is, dat ons woorde mense kan roer. Bring jou woorde lig, hoop en waarheid. Bring die woorde wat ek en jy spreek, lig in mense se lewe. Gee ons vir hulle hoop, as ons verklaar dat ons aanbid en almagtige God, by wie alle dinge moontlik is. Bring ons woorde die waarheid, dat Jesus die enigste antwoord is, en niks anders nie. Daar was eendag 'n man gewees, wat besig was om te ry. Hy het oor 'n brug gery, en gesien dat die rivier waaroor hy ry gedeeltelik gevries het, of gevries was. Terwyl hy kyk na die rivier, sien hy dat aan die kant was daar 'n bootjie, wat heeltemal omring was met ys. En daardie bootjie was vasgevang in die ys van die rivier. En alhoewel die bootjie in die rivier was, het dit niks beteken nie en was onbruikbaar, omdat dit vasgevries gelê het. En hierdie beeld het hom bygebly, en die Here het ernstig met hom gepraat. En ek wil vir jou vanmôre sê, dikwels in ons lewens, net soos daardie bootjie, ons is in die kerk. Ons is deel van die kerk. Maar ons lewens is vasgevries in die wêreldse dinge. Ons is in onsself geïsoleer. Ons is in onsself vasgesluit as gevolg van dit wat ander mense van ons sê. Of wat sal hulle opinie oor my wees? Ek vrees ek sal 'n mislukking wees, en daarom bly ek liewer stil. Dit is beter vir my om ander te please, as wat ek bereid is om op te staan en te verklaar, daar is geen ander lig
as Jesus nie. Sy woorde deur my bring lig. Sy woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Omdat ek verklaar, Jesus is die enigste hoop wat daar is. Sonder hom is hierdie lewe hopeloos en ellendig. In hom is die enigste waarheid. Hy is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Dis wat gebeur wanneer ek en jy praat met Jesus in ons. Kan ek jou vra, jy miskien vanmôre is daar die bootjie, jy's in die kerk, jy's deel van die kerk, maar jy's vasgevries in die dinge van die wêreld, dat jy nooit werklik opstaan en vir die wêreld kan sê, as geen ander lig nie, as geen ander hoop nie, die enigste waarheid is Jesus. Wanneer ons praat, bring dit geloof in mense se harte. Wanneer ek en jy praat, roer dit ander mense se harte, sodat hulle bereid is om in geloof op te staan en uit te tree vir Jesus, om 'n verskil vir hom te maak. Almal van ons ken die verhaal van Thomas. Kan jy onthou, nadat Jesus opgestaan het, het hy aan sy disippels verskyn, maar Thomas was nie by die groep nie. Hulle vertel hom, dat die ander disippels vertel hom, dat hulle Jesus gesien het. Maar Thomas se verklaring was dit gewees, Johannes 20:25. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merke van die spykers sien, en my vingers steek in daardie merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Met ander woorde, Thomas verklaar, dat as hy nie sy vinger in die spykermerke in Jesus se hande kan indruk nie, en nie sy hande in sy sy kan druk nie, sal hy nie glo nie. Weet jy hoekom? Want hy was daar toe Jesus gekruisig is, en het gesien wat gebeur het. Hy was daar, hy het dit gesien. En as gevolg hiervan, praat ons so dikwels van die ongelowige Thomas. En as iemand in ons midde twyfel, dan sê ons vinnig, ag man, jy's 'n ongelowige Thomas. En ons weet dat 'n paar dae later, het die Here weer verskyn waar die disippels saam was en Thomas was by hulle. En dan kom die Here en hy sê vir hom, Johannes 20 vers 27 tot 29, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hand en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat jy gesien het nie en tog geglo het. Maar wie van ons weet wat het met Thomas gebeur daardie tyd? Ek dink baie min van ons weet werklik. Daar word vertel dat Thomas in die jaar 52 na Christus na Indië gegaan het en die evangelie daar gaan verkondig het. Hulle sê uitgeland in die geskiedkundige hawe van Mosiris. Hulle sê in daardie tyd wat Thomas na Indië toe gegaan het, voordat hy dood is, het hy 7 Christelike gemeenskappe geplant en verskeie Hindu families gedoop. Maar een van die mees aangrypendste verhale wat ek van hom gelees het, was as volg. Hulle sê na sy aankoms en ek hoop ek spreek die woorde uit reg, Palimur rondom 52 na Christus, het die volgende gebeur, hy het geloop en hy het op 'n groep Brahmins aanbidders afgekom, wat besig was
met hulle oggendgodsdienst rituele. En hierdie ritueel was blykbaar gewees dat hierdie Brahmins het 'n bad met water gehad, en as die son opkom, dan vat hulle hierdie water en hulle gooi dit in die lug, en as die waterdruppels in die lug is en die son skyn daarop, dan skitter daardie waterdruppels, maar die water val elke keer maar weer terug in die watertank. En Thomas kom by hulle en hy sê, hoekom aanvaar julle God nie julle offer nie, as die water dan elke keer terugval in die tank? En hierop daag hy hulle uit, en die uitdaging was dit, as hy wat Thomas is die water in die lug gooi, en dit bly in die lug hang, sal dit 'n bewys wees dat sy God, dat Jesus Christus sy offer aanvaar het. Nou, dis nou die ongelowige Thomas waarvan ons praat. Daar word vertel dat hy sy hande in daardie waterbak gedruk het en water opgeskep het en uitgeroep het tot die drie enige God, teen Jesus, U wat die enigste lewende God is. En hy het daardie water in die lug gegooi, en hy vertel dat daardie water in die lug bly hang het in die vorm van 'n skitterende blom, 'n beeld van 'n skitterende blom, en die weerkaatsing daarvan het op die water verskyn van daardie bak. Hulle sê, as gevolg van daardie wonderwerk, het dit gemaak dat daardie Brahmins wat daar geleef het, Christus aanvaar het, en hulle is in daardie selfde tank wat hulle die water opgooi het om hulle songod te aanbid, is hulle gedoop. En daardie tempel van hulle is omskep in 'n Christelike kerk wat vandag bekend staan as die St. Thomas Cyril Malabar Katholieke Kerk. Tradisie sê verder dat die Brahmins wat geweier het om Christus te aanvaar, het hy die gebied gevlug. Miskien moet ek en jy nie meer praat van die ongelowige Thomas nie, maar eerder verklaar dat daardie selfde Jesus wat in Thomas se hart gebly het, ook in my hart bly, en wanneer ons in geloof God aanroep, is hy bereid om enigiets, selfs wonderwerke te doen. Kan ons ook verklaar dat die woorde wat ons spreek, woorde van geloof is. Woorde sonder twyfel, want met Jesus in my is alles moontlik. Soos Dawid uitgeroep het in Psalm 18 vers 30, want met U loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Ek wil afsluit. Ek wil vir jou sê, die tema vir die gemeente hierdie jaar is in sy teenwoordigheid. Maar ek en jy kan nie, hoor my mooi, in sy teenwoordigheid kom as hy nie in my is nie. As ek nie aan hom oorgegee is. As jy in sy teenwoordigheid wil kom, wees uitverkoop aan die Here in jou. Maria by Elisabeth kom, Jesus in haar, en sy Elisabeth groet, spring die baba van vreugde in Elisabeth se skoot. Kan ek en jy vanmôre verklaar dat Jesus in ons is? Beteken dit dat jou lewe 'n verskil maak aan ander? Gaan dit oor wie in my en jou leef? Is die woorde wat ek en jy spreek draers van lewe? As ek praat, roer dit mense se harte. Bring my woorde werklik lig
hoop en waarheid, roer my woorde, mense se geloof. Jy alleen kan daardie antwoord gee. Ek kan dit nie vir jou gee nie. Maar jy weet of Jesus in jou is. Jy weet wat 'n verskil dit maak. Jy weet of jy werklik mense roer met die lewende God in jou binneste. Hemel Vader, hierdie jaar wat voor ons lê, soos ons gesê het, is onbekend. Ons het so baie goeie voornemens in die begin van die jaar. En ons kan maar net vir die vra, Here, dat hierdie nie net voornemens sal wees nie, maar dat hierdie 'n werklikheid sal wees, dat die waaragtig in ons lewe en dat ons woorde verskil sal maak vir die koninkryk. En dat mense se lewens verander word. Ja, Here, ons weet nie altyd hoe nie, maar daarom is ons bereid om te sê, Here, ek gee oor aan U. Ek is bereid om my eie ek neer te lê, dat U alles in my kan word. Gebruik my